Goeiemôre, ek groet julle vandag in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ek is bly dat ek weer vir jou 'n wonderlike bemoedigende woord kan bring vanmôre. En ek wil vir jou vra, kind van die Here, het jy al ooit op 'n plek gekom wat jy voel jy staan met jou rug teen die muur en jy voel dat jy is op 'n doodloopstraat en jy weet nie meer herwaarts of derwaarts of watter kant jy moet gaan nie. En dit voel asof die hemel soos koper is en jy kry net nêrens rigting nie. Nou, ek wil vandag vir jou bemoedig met die woord van die Here. Ek gaan vir ons 'n gedeelte lees uit die Bybel, uit Johannes die 20ste hoofstuk. En ek lees vir jou vanaf vers 19. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Vers 24. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vingers steek, en die merk van die spykers in my hand in sy sy steek, nie sal ek nooit glo nie. Ek wil hê ons moet een ding baie mooi verstaan wanneer ons hierso na hierdie woord luister. Kom ek net vir nog een teksvers lees, want dit is baie belangrik. Ek lees vir ons hierso uit Johannes die 21ste hoofstuk en ek lees vir jou vers 25. En daar was nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie kan bevat nie. Wow! As die wonderwerke wat ons van die Here Jesus in die Bybel lees, ons so opgewonde maak, die wat ons daar lees daar in die Bybel het, kan jy dink hoe wonderlik sou dit gewees het as ons al sy wonderwerke wat hy gedoen het, vandat hy seentjie was. Wonder wat het hy alles gedoen toe hy 'n seentjie was? Het hy miskien met klei gespeel, 'n voeltjie gemaak het, 'n voeltjie, 'n stukkie klei geblaas, het dit 'n werklike voeltjie geword en weggevlieg. Ek weet nie, maar Johannes sê, as al die tekens en die wonderlike dinge wat Jesus gedoen het saamgevat word, dan sal die boeke, die geskrewe boeke van die wêreld, dis 'n verskriklike stelling, die geskrewe boeke van die wêreld, dit nie kon bevat het nie. So dit is wonderlike dinge wat ons in die Bybel lees. Maar in die vorige boodskappe wat ons daar geluister het, wat ek vir julle, die leringe wat ek vir julle gebring het ek vir julle die lewende hoop uitgelig wat die Bybel vir ons as kinders van die Here gee op ons pad hemel toe. En vandag wil ek vir jou weer bemoedig terwyl jy op jou pad is hemel toe. En hierdie onthou Openbaring 2 vers 25 sê die woord van die Here, hou vas wat jy het totdat ek kom. Dit beteken jy het iets om aan vas te hou. Dit wat jy het om aan vas te hou is die woord van die Here. En dit spreek van, dit sinspeel op volharding. Daar's 'n gesegde wat sê, the start is important, but it's the finishing that counts. Goed om weg te spring, maar jy moet volhard tot by die wendpaal verbygaan. En dit praat van volharding, jy begin hier, by jou bekering, jy gee jou hart en jou lewe aan Jesus, dan volhard jy totdat jy op daai goue strand van die hemel kom, en jy daar land. Dan kom ek lees vir iets wonderlik, iets wat ek sien in die woord. In 1 Korintiërs 10 vers 6, lees die woord van die Here vir ons, en hy sê vir ons dat Israel is ons voorbeeld as gelowiges wat vandag op die aarde is. Ons wat vandag die Here dien, en die Here kom en hy vat ons terug na Israel toe, en hy bring vir ons 'n ware woord uit wat hy vir ons wil uitlig wat belangrik is. En ons vind hierdie praktiese les wat hier so in 1 Korintiërs 10 vers 6 na verwys word, gaan heeltemal terug na Eksodus die 14de hoofstuk toe. Hier in Eksodus 14, julle onthou die geskiedenis van Israel wat 'n slawerny in Egipte was, en vir baie jare is hulle baie verskriklike swaar slawerny gewees. En die laaste plaag kom die Here toe en hy sê hy gaan hulle nou verlos uit die hiel en die greep van Farao, en hy gaan vir hulle verlossing bring. Maar daardie nag sou die engel van die dood deur Egipte land getrek het, en al die eersgeborenes van mense en diere sou gesterf het. Maar die Here kom en hy sê, ek gaan julle verlos, maar wat julle moet doen, julle moet 'n lammetjie slag. Profeties vooruitgesien na die Here Jesus Christus toe.
Julle moet 'n lammetjie slag en julle moet die bloed van die lammetjie smeer aan die 3 deurdruppels, die linker deurdruppel, die regter een en die druppel bo, die deurposte, die druppel bo. Hy sê, wanneer die engel van die dood aan die land trek en hy die bloed sien, sal hy by julle verbygaan. En so die bloed van die lam het hulle verlossing gebring. En het hulle uit die hiel van die greep van 'n farao verlos, die greep van Egipte land verlos, maar nie heeltemal nie. Die bloed het hulle verlos van die oordeel wat gekom het. Maar hulle moes self uit Egipte land uitgaan. Die bloed het hulle nie uit Egipte land uitgevat nie. Die bloed het hulle verlossing gebring, maar hulle moes self, terwyl hulle die lammetjie eet, moes hulle aangetrek gewees het, hulle moes gereed gewees het om onmiddellik te vertrek uit daardie verskriklike land uit wat hulle in slawerny gehou het. En dit spreek van determinasie, dat jy die Here verlos jou wanneer jy sy naam aanroep vandag. Onthou, hier is 'n profetiese vooruitsegging na die koms van die Here Jesus Christus toe wanneer hy sou kom. Wanneer jy jou hart en jou lewe aan Jesus gee, sê 1 Johannes 1 vers 9, dat die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig jou van alle sonde. En as God sê alles, dan bedoel hy reinig jou van absoluut alle sonde. Maar dis die begin. Maar nou moet jy wegtrek van jou sondige lewe. Daar's altyd 'n liedjie wat jare terug in die kerk gesing is, the sins I used to do, I do them no more. Die Here verlos jou, dan moet jy jou ou sondige lewe en jou ou sondige gewoontes neerlê, en jy moet uit daai Egipte uit wegtrek, en die Here verlos jou, maar kom uit daai Egipte uit. En dit praat van 'n ernstige oorgawe wat jy maak aan die Here wanneer jy wegtrek om hom te dien, en jy jou hart en jou lewe aan hom gee. Weet jy, eers toe die Israeliete deur die Rooi See gegaan het, eers toe is hulle verlos van Egipte. Farao en sy strydwaans het agterna aangekom met die bedoeling om hulle weer in gevangenskap te neem. Farao wou hulle doodmaak, maar toe hulle deur die Rooi See en toe hulle deur die water gaan, dis wat 1 Korintiërs 10 van praat, toe hulle deur die water gaan, het daar vir hulle 'n finale oomblik van verlossing aangebreek. Die Egiptenaars het probeer om deur die water te kom, deur die droë grond deur te gaan, toe val die see op hulle toe en hulle het almal net verdrink, en maar Israel is verlos en bevry. Nou, kinders van die Here, en dit praat van die doop van die gelowige. Markus 16:16 sê vir hy wat glo in hom laat doop sal gered word. Wanneer jy tot 'n bekering kom, dis die doop van die gelowige. Romeine 6 vers 4 sê jy wanneer jy deur die doop gaan, dan begrawe jy as dit ware die ou mens, en jy staan uit die watergraf uit op met 'n besluit, met 'n nuwe lewe om die Here Jesus te dien. Maar ek praat nie nou spesifiek oor die doop nie, maar dit is wat die Bybel van praat. En wanneer jy toe hulle deur die Rooi See gegaan het, onthou toe vat die Here hulle in die woestyn in. En die woestyn, Deuteronomium 8 vers 1 sê die Here, vir 'n doel het ek jou deur die woestyn gebring, sê hy vir hulle, sodat ek kan te wete kom wat in jou hart is, of jy die Here jou God sal dien en hom sal lief hê of nie. En so die woestynlewe is onvermydelik. Kom ons gaan terug na Johannes die 20ste wat die hoofstuk wat ons nou gelees het. En hierdie disippels is in 'n geweldige beproewing. Hulle het staan letterlik met hulle rug teen die muur. En hulle, kan jy jou indink in die posisie wat hulle in is. Hulle het alles verlaat en hulle het Jesus gevolg. En hulle droom wat hulle gehad het, hang aan die kruis. Hy het gesterf op die kruis. Hulle het gesien hoe hy sy asem uitblaas. Hulle het gesien hoe hulle 'n spies in sy sy steek. En bloed en water het daar uitgeloop. Hulle het gesien hoe hy begrawe is. En al kroon wat hy gehad het was 'n doringkroon. Hulle het gedink hy gaan die koning van die nuwe koning van die wêreld word. En nou kinders van die Here, al wat hulle nou sien is hy lê in 'n graf. Alle hoop wat hulle gehad het is weg. En nou sê die woord van die Here vir ons, dat onthou nou, hulle het nie geweet, die Bybel sê hulle het nie geweet dat hy gaan opstaan uit die dood uit nie. So hulle sit hier in Jerusalem en vol vrees, want hulle is bang die owerhede wat Jesus doodgemaak het, gaan hulle nou ook op doodmaak. Die Bybel sê duidelik, hulle vol vrees vir die Jode. Hoor wat sê vers 19, ons het dit gelees. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, dis die Sondag aand, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en hulle gesê, vrede vir julle. Aand spreek altyd vir die donkerste tyd in 'n mens se lewe, wanneer jy in 'n swaar siekte of in 'n swaar stryd verkeer. In die dag is dit moeilik, maar dit gaan aan, want die son skyn, maar vanaand as die son ondergaan
en die nag lê voor, dan is die stryd gewoonlik op sy geweldigste en op sy swaarste. En die Here Jesus kom in hierdie nagtelike uur, terwyl die stryd vir hulle ewig is, kom staan hy in hulle midde, en hy kom vereer hulle met sy goddelike teenwoordigheid. En kinders van die Here, wat ek wil hê jy moet weet, daar was nie so 'n greintjie van geloof onder die disippels gewees nie. Hulle is so vol vrees, hulle is negatief. Hulle het nie geweet hy gaan opstaan uit die dood uit. Hulle is bang, hulle hoop is weg. Die owerhede gaan hulle ook nou kom doodmaak. En hulle praat mekaar soveel ongeloof en soveel vrees in. Daar's geen positiwiteit in daai plek waar hulle by mekaar is. Al die deure en die vensters is gesluit. En ongeloof is aansteeklik. Hulle praat mekaar verhef, hulle verhef ongeloof verskriklik. Hulle is negatief. En nou Thomas het 'n dubbele deel gekry. Nou, Thomas sê vir hulle, sê vir hom, maar hy was nie daar toe Jesus gekom het die eerste keer nie, ons het dit nou gelees. En agterna toe sê hulle vir hom, ons het die Here gesien, hy was hier by ons. Wat sê Thomas van hulle, ek sal nie glo voordat ek die merke van die spykers in sy hande sien, en die wond in sy sy en my hand in daai plekke insteek nie. Vers 29 sê, toe kom Jesus 'n tweede keer, en verskyn aan hulle terwyl Thomas by was. En hy sê vir hulle vers 29, Thomas, omdat jy gesien het, en toe eers geglo het, salig, dit beteken gelukkig, salig is die mense, ek en jy is die mense, wat in my glo, en my nie gesien het nie. Salig is jy, wat glo in Jesus Christus, en jy het hom nog nie gesien nie. Salig is jy, dit verwys na die vreugde wat die Here vir jou gee, maar terwyl die deure gesluit was, sê die Bybel is hulle toegesluit, terwyl die deure gesluit was, verwys na tye in jou lewe, wanneer jy ook met jou rug, en ek ook met ons rug teen die muur staan. Ek lees in Jesaja 38 iets interessant, koning Hiskia, die koning van Israel is baie siek, en die Here stuur 'n profeet, die Here God stuur 'n profeet na Hiskia toe, die koning, om vir hom te sê hy met sy huis in orde kry, want hy gaan sekerlik sterf. Die siekte wat hy het is tot die dood toe. Maar wat maak Hiskia? Hy hoor wat die profeet sê, en hy draai sy rug na hulle toe, en hy kyk na die muur, voor hom is die muur, en hy roep God aan, en hy gryp die Here vas in desperaatheid roep hy die Here aan. En die profeet het die boodskap afgegee, hy is besig om uit die gronde uit te stap, en voordat hy by die hek kom, in daai oomblik het die Here Hiskia gehoor, en die Here stop die profeet, hy sê, draai om, gaan terug. Ek gaan sê vir Hiskia, ek het sy gebed gehoor, ek voeg 15 jaar by sy lewe, prys God. Jy moet nooit dink dat God die gebed hoor, dit voel vir jou baie keer as die hemel koper is. Selfs kry jy 'n slegte tyding soos Hiskia, jy gaan sterf. Jy moet God se troon vasgryp, jy moet bly glo, jy moet aan die Here vashou. Dit is interessant om te sien in die Bybel elke keer waar jy die Here Jesus in die middel van iets is. In Golgotha was hy in die middelste kruis. As die fariseërs by mekaar gekom het, was Jesus in die midde van die fariseërs gewees, en opgestaan van sy disippels en sy volgelinge. En wanneer hy het altyd sy mense beskerm. En net so wil ek vir jou sê, kind van die Here, jy is nie alleen nie. Die Here Jesus staan in die middel van daardie krisis van jou. Jy staan miskien met jou rug teen die muur wat jou finansies aan betref vanmôre of vandag. Jy staan miskien met jou rug teen die muur wat jou gesondheid aan betref. Jy staan miskien met jou rug teen die muur met betrekking tot jou huwelik. En wat die Here kom en hy sê in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. In die Grieks is dit beteken hy 3 keer, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Hy beamoed dit oor en oor. Wil hy ek en jy moet weet, ons is nie alleen nie. Soos hy is in die midde van 'n finansiële krisis saam met jou. Hy ken jou, hy's alwetend, hy weet wat jy nodig het. En die Here Jesus sê in Matteus
6 vers 8 dink ek, hy sê, my Vader in die hemel weet wat julle nodig het nog voordat julle hom vra. Jesus sê vir ons in Johannes 14 vers 1, glo in God en glo ook in my. Hy is naby jou, jy sê ek wens ek kan naby hom kom, jy kan nie nader aan hom kom as wat jy vandag is nie. Deur te glo in hom, deur jou hart en jou lewe aan hom wat jy aan hom gegee het, om te glo in jou hart dat hy jou lief het, dat hy vir jou omgee, en dat hy daar is vir jou. Hy sal hy deur vir jou oopmaak, hoor. Byt jy net vas en hou jy net vas met alles wat jy het. En kom ons hou aan om te vertrou. Ons hou aan om te glo. Woestynlewe is nooit maklik nie. Toe die vir Israel deur die Rooi See getrek het en Egipte agter hulle het, toe vat die Here na die wonderlike verlossing, vat hy hulle in die woestyn in. En die eerste doel van die woestyn is, die Here sê, ek wil te wete kom wat in jou hart is, gaan lees Deuteronomium 8 vers 1. Hy sê, vir 'n doel het ek jou in die woestyn gebring, want ek wil weet wat is in jou hart. Meen jy met my besigheid, is jy opreg met my? Het jy my regtig lief, sal jy my dien elke oomblik van die dag en die nag? Maak nie saak wat jou pad langs kom nie, sal jy volhard my te dien? En hy soek en die tweede is, hy soek by jou daai opregtheid. Toe hulle deur die woestyn gekom het, toe kom die tyd wat die Here vir Josua sê, Moses is dood, Josua is die nuwe leier, en die Here sê vir Josua, hy moet sy spioene uitstuur om die land te gaan verken, dat hulle kan terugkom en vir hom kom sê, wat se wonderlike dinge die Here vir hulle in daai land gaan gee. In Numeri 14 vers 24, lees ons iets mooi, daar's 12 manne wat uitgaan, die 12 spioene. En toe hulle in die land kom te sien, hulle, die vrugte, die land is so ryk, land van melk en honing, maar die reuse, die soldate, die mense is verskriklik groot. Hulle is geweldige sterk mense, ons het nie 'n kans teen hulle nie. Maar tussen die 12 was daar 2 ander, hulle is Josua en Caleb. Toe hulle terugkom en kom verslag gee, toe sê 10 van hulle, nooit, ons kan dit nie doen nie, dit is onmoontlik, ons kan nie. Maar Josua en Caleb is die 2 mense wat kom sê. Die Here sê in Numeri 14 vers 24, maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Hulle het ook hierdie reuse gesien, hulle het ook hierdie pragtige land van melk en honing gesien, maar hulle het gesê, ons vat hierdie ouens vir breakfast, man. Die ander 10 sê, nooit, ons kan dit nie doen nie. Josua en Caleb sê, met God aan ons kant, as God in jou span is jy 'n oorwinnaar, hoor jy my? As God in jou kant is jy 'n oorwinnaar, en God sê, niemand meer wat my hand uitruk nie, Johannes 10:28. 'n Christen is 'n mens wat altyd hoop sien. Jy verwag altyd dat die Here vir jou 'n deurbraak gaan gee. Dis die tipe geloof wat hy in ons gewek het. En wat jy vandag moet aan vashou. Ek moet glo God kan, ek moet glo God wil my help, en ek moet glo God sal my help. Ek moet vir my kant af dit volhard, en ek moet aanhou om die Here te dien. En kinders van die Here, terwyl jy in die woestynlewe gaan, daardie finansiële krisis van jou is deel van die woestyn, daardie huweliksstryd is deel van die woestyn, daai gesondheidsstryd is deel van die woestyn wat jy deurtrek. Maar aan die ander kant, as jy deurgekom het, gaan jy in die beloofde land van die hemel kom, die land van melk en honing, waar God en Jesus en die Heilige Gees en al die engele en al die verlosters wat alreeds daar is, jy gaan saam met hulle daar wees. Jy voel ook vanmôre hierdie disciples het gevoel, hulle staan met hulle rug teen die muur. Markus 9 lees ek van 'n vader wat sy seun na Jesus toe bring om hom te genees. En hy sê vir die Here Jesus in Markus 9, hy sê, as u iets kan doen, help asseblief. En hy sê, want die disciples kon nie hierdie my kind gesond maak nie. En Jesus antwoord en hy sê vir hom, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat kan glo. En hy kyk vir Jesus so en hy sê hierdie woorde, hy sê, kom my ongeloof te help asseblief, Here. Here, ek wil glo, maar my rug so styf teen hy muur. Ek is so, die disciples, ek is so vol vrees.
Ek is so benoud, ek is so beangst met al hierdie stryd, en die stryd is geweldig. Here, ek weet U kan my help, en ek vra, kom my ongeloof te help. Wat maak Jesus? Hy het nie vir gesê moet wegloop nie. Jesus kom, en hy maak sy kind gesond. Prys die Here. Net soos wat hierdie pa stryd gehad het met sy kind se siekte, jy miskien ook vandag 'n stryd. Maar Jesus het jou lief. Ek lees iets mooi en hiermee wil ek afsluit. In Johannes 13 vers 1, hoor wat sê die woord. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. Let nou mooi wat die Bybel sê. Nie omdat hy sy disippels liefgehad het, omdat hy sy mense in die wêreld, dit sluit almal wat deur hulle woord tot bekering gekom het, al die gange van die geskiedenis tot bekering gekom het tot vandag toe. Hy kom en hy sê vir hulle dat hy het hulle liefgehad, hy het ons lief tot die einde toe. Daai woordjie lief is 'n Griekse woord, eistelos, praat van die liefde. Dit beskryf nie, kan nooit God se liefde beskryf nie. God se liefde, eistelos beteken, verwys na 'n volmaakte tipe liefde wat hy ons mee lief het. Dit is onverbeterlik, kan nie groter nie, dit kan nie meer volmaak wees nie. En toe Jesus op die kruis gehang het, het hy uitgeroep, tetelestai, dit is volbring. Hierdie liefde van God is volbring. Dis dieselfde woord, kombinasie tetelestai en eistelos. Dit is die volmaakste vorm van liefde. Dit is die onverbeterlik, dit kan nie dieper, dit kan nie groter, dit kan nie ryker, dit kan nie heiliger wees nie. Dit is die volmaakste liefde wat hy jou mee lief het. En dan sê Romeine 8 vers 38, 39, want ek is versekerd dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordig, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Skep moed vanmôre. God is alwetend. Jy kan nie vir hom iets vertel wat hy nie weet. Hy is alsienend, hy sien jou. Hy is alomteenwoordig. Hy is alwys. Hy is almagtig. Hy is lankmoedig, hy is verdraagsaam, hy is vergewensgesind. Hy is 'n God van ontferming. Hy ontferm hom oor jou, hy gee vir jou om. Hy is vergewensgesind, hy vergewe jou oor en oor en oor. So kom na hom toe, net soos wat jy is. Voel jy ook soos hierdie pa in Markus 9 wat sê, Here, kom vandag my ongeloof te help. Hy sal dit doen. Mag God jou seën. Wag op die Here, hou sy weg, en hy sal jou verhoog. Die Here seën vir jou.